Ons beweeg tree vir tree verder deur Genesis en ons is by Genesis 22. Dis 'n hoogtepunt, dis in 'n sekere sin een van die uitstaande gebeure in die hele Bybel en ons gaan vanoggend hierdie eerste paar verse afhandel. Ek het verlede week vir die gesê ons moes hom so 'n bietjie afkap. Ons sal by vers 7 en 8 vanoggend stil staan. Vers 7 en 8 is die fokus, maar ek gaan vanaf vers 1 lees, net terwille van 'n geheelbeeld. Dis die verhaal van die offerande op Moria. Genesis 22, ons lees saam vanaf vers 1, ek lees vir jou uit die ou vertaling. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria, en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak, en sy esel opgesaal, en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem, en hy het hout gekloof vir die brandoffer, en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag, toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid, en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem, so het hulle 2 dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader? En hy antwoord, hier is ek, my seun. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 dan saam geloop. Ons lees tot daar in die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan. As verteenwoordiger van u gesin kom die manne staan, dan bid ons saam, ons praat met die Here. Groot en aanbiddelike God, Hemelse Vader, dis vir ons vanoggend 'n geweldige voorreg om saam te kan wees onder die geklank van u woord. Soos ons dikwels sê, dit wat ons hier gelees het, dit is die woord van God. Die woorde van die ewige lewe. Wat ons nou na gaan luister is 'n verklaring daarvan. Dis menslik, feilbaar, maar ons poog om dit so suiwer moontlik te hou, sodat ons daardeur 'n toegepaste, praktiese, aktuele verklaring van u woord kan hoor. En hier het ons u nodig. As u Heilige Gees ons nie hierin lei nie, gaan dit alles te vergeefs wees. Dit sal woorde wees van 'n man, gedagtes van 'n mens, maar dit sal ons lewe glad nie verander, glad nie ons harte kan penetreer nie. Maar u Gees is die Gees wat lewe gee. Die Gees van wysheid en verstand, insig, kennis. Sal u deur die Heilige Gees met ons kom praat. U woord is vir ons die middelpunt en ons ag dit belangrik. Daarom kan ons vers vir vers deur die Bybel preek. Ons het u lief omdat ons in die woord sien, u het ons eerste lief gehad. Ons wil vanoggend maar net saam met die woorde in Openbaring 15 sê, groot en wonderlik is u werke, Here God Almagtige. Regverdig en waaragtig is u weë, o koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie? Here, wie sal u naam nie verheerlik nie? Want u alleen is heilig. Maak ons vanoggend bewus van u heiligheid, van u grootheid, sodat ons u stem kan hoor en daarop kan reageer. Ons bid dit met dankbaarheid, ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.
Die verhaal van die offerande op Moria is 'n baie besondere verhaal. Ek sukkel om daaroor te preek sonder dat my hart breek as ek my moet indink in die belewenis wat Abraham moes gehad het. Ons verlede week begin, ons het daaroor gepraat. Ek wil egter vanoggend begin met 'n verwysing na baie jare daarna, toe 2 disippels na Paasnaweek terug op pad is na hulle tuisdorp. Die Bybel sê dit was 'n dorpie genaamd Emmaus. En die 2 het geloop en praat oor die dinge wat aangegaan het die naweek waar die kruisiging natuurlik plaasgevind het en die opstanding, maar hulle is op pad huis toe en hulle weet nie die Here Jesus het opgestaan nie en hy verskyn aan hulle en hy praat met hulle op die pad. Hulle weet dit nie, maar hy praat met hulle. In Lukas 24 vers 25 en 26 lees ons, hy sê vir hulle, toe hulle nou vir hom vra, wat sê jy van al die dinge in Jerusalem? Hy sê, watter dinge? Hulle sê, weet jy nie van wat gebeur het in Jerusalem nie? Asof hy nie weet nie. En hy noem hierdie woorde, vers 25-26 van Lukas 24, hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. En dan gee Lukas vir ons 'n besondere vers daarna. Dis nou nadat hy vir hulle vertel hoe alles in die Ou Testament eintlik van toepassing is op die Christus. Vers 27. En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Wat 'n preek moes dit nie wees nie. Wat 'n uitlegging uit die mond van die een waaroor dit eintlik gaan. Jesus wat die Bybel uitlê, Jesus wat sê, hy neem die Ou Testament, al die skrifte, let op die woorde wat geïnspireer is deur die Heilige Gees, al die skrifte, en hy maak dit op hom van toepassing. Hy lê dit uit, dat dit na hom wys. En met hierdie woorde vestig Jesus wat teoloë vandag noem 'n Christosentriese Bybeluitleg. Met ander woorde, as jy die Ou Testament reg wil verstaan, dan moet jy die Ou Testament bestudeer en sê dit alles wys na Jesus. As jy Jesus daarin mis jy die betekenis van die teks. Want alles verwys na hom. Ek wil vir u vanoggend sê, die Bybel bevat nie net geïsoleerde paar gevalle waar daar in die Ou Testament beelde is en jy weet een of ander verwysing, obskure verwysing na Jesus nie. Nee, al die skrifte het hy geneem en op hom van toepassing gemaak. Elke gedeelte in die Ou Testament kom tot sy reg as jy die Here Jesus daarin sien. Nou Jesus uiteraard die dag toe hy nou met die Emmausgangers gepraat het, daardie baie bekende gesprek op pad na Emmaus. Jesus het uiteraard nie alles in die Ou Testament genoem nie. Hy sou net hoogtepunte genoem het. En ons weet waaroor hy gepraat het. Nie net met daai 2 disippels nie, maar ook vir die 40 dae daarna. Vir die soort 40 dae totdat hy in die hemel opgevaar het om aan die regterhand van die Vader te sit, het hy met sy disippels gepraat en het hy hierdie goed op hom van toepassing gemaak en het hy dit baie duidelik op hom uitgelê of verklaar met hom in gedagte. Daarom hoef ons nie te wonder wat het Jesus geleer nie. Daarom hoef ons nie te wonder watter gedeeltes het hy gebruik nie. Jy kyk na die disippels se woorde. Ek dink een van die bekendstes is Psalm 2, waar hy sê die magtiges van hierdie wêreld staan op en hulle wil oorlog maak teen die seun, teen die gesalfde. Ek reken uit Jesaja 53 gebruik, waar hy verwys na die Here Jesus wat ons sonde in sy liggaam gedra het, wat hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Dis 'n baie bekende gedeelte wat op hom van toepassing is. Maar een gedeelte wat ons met sekerheid kan weet wat hy op homself van toepassing gemaak het, is dit waaroor ons vanoggend praat. Die verhaal van die offerande op Moria en meer spesifiek hierdie gesprek tussen Abraham en sy seun Isak. Isak vra 'n vraag. 'n Vraag
wat ek vanoggend aan u wil voorhou as heel moontlik die tema van die hele Ou Testament. Vader, vers 7. Hier is die vuur en die hout. Maar waar is die lam? Ek wil weer sê, hierdie vraag verteenwoordig die inhoud van die hele Ou Testament. Waar is die lam? Abraham se antwoord aan die ander kant is 'n uitdrukking van die verwagting wat daar in die mense van God se harte is, reg deur die eeue. Abraham antwoord in vers 8, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. Dis die verwagting van die kinders van God. God sal 'n lam voorsien. Verlede week het ons gepraat oor die wroging in die hart van Abraham. Die geweldige, hierdie storm in sy gemoed, toe God vir hom sê, offer jou seun. Iemand vra vir my vooraf, hoekom praat hy van sy enigste? Hy het dan nou vir Ismael ook gehad. Isak was sy enigste, dit was die een waardeur God se beloftes gekom het. Dit was die nageslag wat beloof was, moes deur Isak kom. Hy was die eniggeborene, hy was die eersgeborene, eniggeborene van Abraham. Ismael was nie eintlik in die prentjie nie, alhoewel hy Abraham se seun was, maar Isak was die een waaroor dit gegaan het. En God sê vir hom, offer jou seun. En ons het hoofsaaklik twee dinge gekyk. Waarom het God dit van hom gevra? Want God toets sy kinders. God het Abraham op die proef gestel. Die Bybel sê, hy het hom op die proef gestel. En ons het ook gekyk oor, hoe kon hy dit gehoorsaam? Hoe kan 'n mens jou eie seun offer? Nie net hoe kan God dit verwag nie, ons weet God wil ons daardeur leer en beproef, maar hoe kon Abraham dit doen? Want hy het geweet, God sal getrou wees aan sy woord. God sal doen dit wat hy beloof het. Ons het nog vir u gesê, hy het heel moontlik geglo God sal vir Isak opwek uit die dood. Hy het geglo in die opwekking, maar ook hy het gegaan om te aanbid. Dit was nie vir hom 'n sware las nie, dit was 'n aanbidding. Alles wat ons vir die Here doen, alles wat ons doen, moet in aanbidding wees. Nou soos ons verlede week behandel het, en as jy verder lees, dan kan jy duidelik sien, Abraham het nie net in sy gemoed die opstanding in gedagte gehad nie, maar hy het ook iets wat ons noem versoening op sy hart gehad. Daar was 'n kwessie in sy hart rakende versoening wat nodig was. Dis noemenswaardig dat die Here hom beveel om Isak te offer, en dan sê hy vir hom, bring hom as 'n brandoffer. 'n Brandoffer, as jy enigstens iets weet van die offers van die Israeliete, 'n brandoffer praat spesifiek van sondevergifnis. So hy moes vir Isak neem en hom offer en totaal en al verbrand. Dit was die verwagting. As 'n brandoffer moes hy sy seun bring. Nou ja, hierdie 3 dae wat Abraham gereis het, en hy het vir niemand iets gesê voor die tyd nie, want jy kan dit agter aflei aan die vraag wat Isak gevra het. Niemand het geweet hoe dit gaan werk nie, hulle het maar gedoen wat Abraham gesê het. Maar nou reis hulle, vir 3 dae reis hy en Isak en die 2 slawe wat saam met hulle gegaan het. Hulle het die esel met die hout op, hulle het die vuur wat hulle saam met hulle dra, die mes het hy geneem. En nou, na die 3 dae se reis, van Berseba waar hulle begin het, tot by Moria, Abraham het gedink. Hy moes dink. Dit was nie soos wat ons vandag beroof word, en ek tel my woorde, want ek is self deel van hierdie gejaagde lewe waarin ons is. Jy word dikwels beroof van hierdie besondere tye waar ons pyns oor dit wat die Here se woord sê, pyns oor die lewe, pyns oor jouself. Ons word daarvan beroof omdat ons die tye selfs wanneer jy in die motor ry, dan is jy of besig met die radio of op die selfoon of wat ook al, jou kop is net besig met allerlei goed. Ons word beroof. Abraham, en in die tyd wat hy geleef het, jy het gedink. Jy het geloop en jy was besig met gedagtes. Wat het Abraham gedink? Hy het heel moontlik by homself gedink, ek weet ek is 'n sondaar.
Ek weet, ek het sonde wat op 'n manier weggeneem moet word. En hoe gaan hierdie sonde weggeneem word? Ek het vergifnis nodig. Die vraag waarmee hy dalk geworstel het is, hoe kan Isak dien as 'n offer vir my sonde? Hou in gedagte, hy was nie heeltemal onkundig oor die evangelie nie, maar hy het beslis nie die lig gehad wat u en ek het nie. Ons het 'n volledige Bybel, ons is begenadig. Maar Abraham, toe God sê, offer jou seun, was daar hierdie wroging, offer jou seun as 'n brandoffer. Goed, hoe gaan dit vir my vergifnis bring? Dis die vraag waarmee hy geworstel het, heel moontlik al 3 dae geworstel het. Die beste antwoord wat hy kon kry, is te sien in die antwoord wat hy aan Isak gegee het. God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien, my seun. Nou ek wil net vinnig vorentoe spring, ons gaan nou later daaroor praat, as die Here wil in ons leef, sal ons heel moontlik volgende week daaroor praat. Maar jy sien, sy geloof is beloon. Hy hou die mes, en hy het Isak op die altaar, en hy's op pad om Isak te slag, om hom so gou as moontlik dood te maak, want ek dink dit was vir hom 'n verskriklike moeilike ding om te doen. Maar 'n engel verskyn, die engel van God roep tot hom en sê, moenie dit doen nie. En hy sien 'n ram wat verstrengel is. Die engel wys dit vir hom. 'n Ram wat vassit met sy horings vas in 'n bos. In vers 13 sê vir ons, hy het die ram in die plek van Isak geoffer. Abraham het nie net vertrou dat Isak sal lewe nie, met ander woorde, dat die Here vir Isak sal opwek as dit nodig is nie. Maar Abraham het geglo, God sal die regte offer voorsien. Vers 14 het ons gelees, en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Nou let weer eens op die bepaalde woorde wat gebruik word. Die Here sal voorsien. Dis waar ons die baie bekende verbondsnaam Jehovah Jireh, die Here sal voorsien. Dis waar dit vandaan kom. Een van die bekende verbondsname van God. Maar hier is iets interessant. Eintlik teen alle verwagting. Met dit wat nou gebeur het, sê Abraham nie, die Here het voorsien nie. Het u dit opgemerk? Hy sê nie die Here het voorsien nie, hy sê die Here sal voorsien. Dis 'n toekomstige, dis 'n futuristiese verwagting. Dis presies die teenoorgestelde as wat jy sou dink. En dit bevestig dat hy geweet het die hele episode, dit wat hy nou met Isak deurgaan, dit wat nou hier gebeur het 'n toekomstige verwysing. Dit verwys na God se mense en hierdie verwagting van God se mense dat daar 'n offer moet kom. En Abraham, hy het vorentoe gekyk, daar moet 'n offer kom. God sal voorsien. Die lam wat versoening sal kan bewerkstellig. Nou Abraham se geloof het 'n waarheid gesnap. Miskien moet ek sê deur geloof het Abraham 'n waarheid gesnap omtrent verlossing. Nie net vir homself nie, maar ook vir die mense wat sy geestelike nageslag sal wees. En ons weet, ons het nou daaroor al gepraat, Galasiërs 3 sê, as jy in die Here Jesus glo, as jy waarlik kind van God is, dan is jy die geestelike nasaad van Abraham. So, God bring Abraham na Moria. Nie omdat hy Abraham se seun daar wou offer nie, maar omdat hy sy seun, Jesus Christus, daar gaan offer. Moria is nie toevallig die plek waar Jerusalem later gebou is. Dit was die dorsvloer van Arauna. Dis die plek waar die tempel later gebou is. Dis nie toevallig nie. Dit het nie per ongeluk so gebeur nie. Dis 'n bepaling, dis 'n beskikking van God. Dis waarom ek gesê het, vers 2 se woordkeuse is veelzeggend toe ons dit gelees het verlede week. Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Dit is noemenswaardig dat die Here vir hom sê, ek wil hê jy moet dit doen op die berg wat ek vir jou sal wys. Offer hom as 'n brandoffer. God gebruik hierdie woorde nie net as 'n beskrywing vir die prys, die seun wat jy liefhet, jou enigste, die prys van hierdie offer en van Abraham se gehoorsaamheid wat hy verwag nie, maar hy gebruik dit as 'n beskrywing vir sy eie seun,
Die Here Jesus is die seun van God, die een wat hy liefhet, die een wat hy hoog ag, bo enigiets anders. Waar sou Abraham al hierdie leerstellige kennis kry as hy nou praat, as ek vir u sê, hy het gedink aan versoening, hy het gedink aan die brandoffer, vergifnis, al hierdie kwessies. Waar sou hy al hierdie leerstellige kennis kry? Waar sou hy geweet het God moet 'n lam voorsien? En die antwoord is duidelik. Dit kom eintlik al van Genesis af, van Genesis 3 af, om die waarheid te sê, by die sondeval, waar daar die eerste keer bloed moes vloei om die mens se naaktheid te bedek. En ons het daaroor gepraat, maar dis die gedagte van versoening, die gedagte van 'n bedekking wat nodig is om ons sonde, ons naaktheid te bedek, sodat ons in die teenwoordigheid van die heilige God kan inkom. Adam en Eva het geweet, die oomblik toe hulle sondig, hulle verdien die dood, want dit is wat God vir Adam gesê het, die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Maar ons het gelees in Genesis 3 vers 21, die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Adam en Eva moes sterf. Hulle moes fisies daardie dag sterf. Maar God voorsien 'n plaasvervanger. God voorsien 'n plaasvervanger. Die boodskap is duidelik. 'n Dier moet nou sterf, sodat hulle naaktheid bedek kan word. Dit was die rokke van vel, impliseer die sterf van 'n dier. En ons het destyds nog vir u gesê, ek dink die Adam se gesig was dalk iets om oor te vertel, toe hy die eerste keer dood beleef het. 'n Dier wat moet sterf, onskuldige dier moet sterf, om my naaktheid te bedek. Hulle het nie gewonder wat dit beteken nie. Adam en Eva het verstaan, en ek glo as hulle nie verstaan het nie, sou God dit vir hulle gewys het, vertel het, God sou dit van hulle verklaar het. Ons ken dit vandag as plaasvervangende versoening. Plaasvervangende versoening. Dit is om die geregtigheid te kry van iemand wat nie my eie geregtigheid is nie, want my eie geregtigheid skiet tekort. Maar die toekenning van 'n geregtigheid van een wat onskuldig is. En daar is net een. Om 'n mens te kry wat bereid is om in my plek te sterf is 'n baie skaars item. Om 'n mens te kry wat sondeloos is en 'n mens wat bereid is om in jou plek te sterf, om in jou plek as sondaar behandel te word, daar is net een so mens en dit is die mens Christus Jesus, sê die apostel Paulus later. Nou ons weet Adam het dit verstaan. Hoe weet ons dit? Tot op hierdie stadium was dit man en manin. Ish en Isha. Maar na hierdie gebeure, noem Adam sy vrou Eva. Die Bybel sê dit. Hy het haar Eva genoem, Genesis 3 vers 20. Want dit beteken sy word die moeder van die menslike ras. En Adam het gesê, sy word die moeder, want uit haar, hy dink aan die belofte van die moederbelofte, wat aan die slang gegee is. Uit Eva sal 'n verlosser kom. Uit Eva sal die een kom wat 'n plaasvervanger, 'n versoener, 'n verlosser sal wees. Ek glo Eva het dit ook geglo, want toe Eva die eerste keer 'n babatjie kry en hierdie jong mannetjie, hierdie babatjie word gebore, toe sê sy, ek noem hom Kain. Letterlik beteken dit ontvang of verkry. Sy sê ek het 'n man van God verkry. Hulle het gedink dis die verlosser. Hy word 'n moordenaar. Maar hulle het vorentoe gekyk. Hulle het geglo daar sal 'n verlosser kom. Nou die vraag in Adam en Eva se gemoed is dieselfde vraag as wat Isak gevra het. Waar is die lam? Waar is die lam? Hulle was nie hierdie onkundige grotbewoners wat niks verstaan het, soos wat mense dikwels vir ons wil laat verstaan nie. Adam en Eva en selfs hulle geslagte daarna, hulle het verstaan, diereoffers is nie genoeg om die mens se sonde weg te neem nie. 'n Dier kan nie betaal vir 'n mens nie. 'n Dier se bloed kan nie betaal vir die dood wat 'n mens moet sterf nie. Adam en Eva het dit verstaan. Abraham het dit verstaan. En ek dink as Abraham by Adam en Eva was daai dag, sou kon wees, dan sou hy vir hulle gesê het, God sal
'n lam voorsien. Toe hulle skokkend besef, dis nie Kain nie. Dit lyk ook nie of dit een van hulle ander seuns sal wees nie, hulle het baie gehad. Wie sal dit wees? Waar is die lam? As Abraham daar kon wees, sou hy gesê het, God sal 'n lam, sal vir homself die lam voorsien. Daar's verskillende weergawe van hierdie toneel sigbaar reg deur die Ou Testament. Ek wil vorentoe spring na die Eksodus toe. Onthou jy Abraham se nageslag land in Egipte. Ons gaan nog daarna kyk, as die Here wil in ons leef, sal ons nog deur Genesis stap, baie interessante, baie insiggewende dinge wat ons gaan leer. Maar Abraham se nageslag is in Egipte, hulle slawe, Moses word gestuur om hulle vry te maak, en God stuur 10 plaae om hierdie bose wil van Farao te breek. En die een wat eintlik vir Farao geknak het, was die laaste, die 10de van die 10 plaae, dit is die dood van die eerstgeborenes. Wat was die onderskeid? God sê, hy gaan sy engel deur Egipte land stuur, en elke eerstgeborene, in elke huis, die eerstgeborene gaan sterf. Hy gaan hulle tref. Wat was die verskil tussen die eerstgeborenes van Israel en die eerstgeborenes van Egipte? As ons vir mekaar sê, wel die Israeliete was heilige mense en die Egiptenaars was sondaars, dan mis jy die punt van die hele Eksodus. Want Eksodus maak 'n punt. Almal is sondaars. So die Israeliete en die Egiptenare was sondaars, maar daar was 'n verskil, daar was 'n baie belangrike verskil. En die verskil is die bloed aan die kusyn van die deure in Egipte land. Die Here het vir hulle gesê, elke gesin moet 'n lam neem. 'n jaar oud lam. En hy moet by die gesin in die huis geneem word vir 5 dae, moet hy saam met hulle bly. Kinders sal daarvan hou. En dan moet hy by hulle wees. Maar dan, op die bepaalde dag, moes hulle die lam slag. Hy word dan gekook, sy vleis word geëet, maar sy bloed word opgevang en die bloed word gestryk, geverf aan die kusyn van die deur, sodat wanneer die doodsengel daar verbykom, dat hy dan verby sal gaan. Die Engels, dis waar hulle Passover vandaan kom. Dit sal dan, he will pass them over. Dis letterlik waar Passover vandaan kom. Ons Paasfees, die engel sal verbygaan. Hy sal nie by daardie huis, die eersgebore seun dan tref nie. Maar, die bloed van die lam, dit wat God beveel het, dit was die verskil. En later, elke jaar op daai selfde dag, elke jaar op die groot Pasjeg, het hulle 'n lam geslag, per gesin, sodat dit herdenk kan word. Want dit wys na, die herdenking wys na, die lam. Die lam, wat hulle eerstgeborenes bewaar het. Israel het geweet, die lam is net 'n beeld. Hulle het dit verstaan. Dis net 'n vooruitsig na 'n offer, hoofletter, offer wat sal kom, 'n lam, hoofletter hul, wat sal kom. So deur die eeue het Israel, die volk, dieselfde vraag gevra. Waar is die lam? Waar is die lam? Nog 'n beeld vinnig, die Israeliete is by Sinai, nadat hulle uit is uit Egipte land, kom hulle by Sinai. Moses is op Sinai besig om die 10 gebooie van God te ontvang. En onder in die vallei is Israel letterlik besig om al 10 gebooie te breek. Hulle is in hulle sonde. Hulle sê vir Aaron, maak vir ons 'n afgod. Ons kan nie hierdie onsigbare God wat so daar flikker en flits op die berg aanbid nie. Ons moet daarom 'n beeld hê. Maak vir ons 'n afgod. En komende uit Egipte land maak hulle 'n kalf, beeld van sterkte en mag. En hulle maak 'n goue kalf. Neem hulle oorringe en hulle neusringe en hulle maak 'n goue kalf. Aaron maak vir hulle die kalf. Moses is saam met God op die berg en God sien dit wat gebeur. Meer net as die afgoderry, die boosheid wat hulle aanvang, want hulle is in hulle immoraliteit oorgegee aan, hulle lyk net soos die wêreld om hulle. God sien dit en hy sê in Eksodus 32 vers 10, luister mooi, hy sê vir Moses, laat my dan nou begaan, dat my toorn teen hulle ontvlam, en ek hulle verteer, dan sal ek jou tot 'n groot nasie maak. Nou staan net vir 'n oomblik stil en dink saam met my,
Sal dit regverdig wees as God die hele Israel vernietig, verteer? Ja, hulle verdien dit. Maar sal God dit doen? Moses tree in. Moses tree in vir die volk. Hy gaan af. En hy gaan praat met Aaron. En hy praat met die Lewiete. Die Lewiete slaan 3000 man dood daai dag. Hy maal die kalf fyn en hy laat hulle die water drink. Hy het sy manier gehad om hulle te laat besef, hier is net 'n afgod. Maar dan, ek lees vir die Eksodus 32 vers 30. En die volgende dag het Moses aan die volk gesê, julle het 'n groot sonde begaan, maar nou sal ek na die Here opklim. Miskien kan ek vir julle sonde versoening doen. Hierdie sien baie, as jy die Bybel reg verstaan, dan sien jy dit amper as Moses se magnum opus. Hierdie is 'n hoogtepunt in Moses se lewe. Dis 'n besondere gebaar. Moses sê vir die volk, ek sal na God toe gaan. Ek sal vir julle versoening doen. Met ander woorde, ek sal myself gee vir julle. Hoe weet ek dit? Want in Eksodus 32 vers 32 sê hy, nou dan, as u tog maar, nou praat Moses met God, as u tog maar hulle sondes wou vergewe. Hy tree in vir die volk, dis liefde. Hier is opofferende liefde, as u tog maar hulle sonde wou vergewe, en so nie, delg my dan maar uit u boek, wat u geskryf het. Wat Moses besig is om te doen, is om te sê, vat my as die lam. Neem my as die lam. Delg hulle sonde uit, maak hulle sonde toe, wis dit uit, maar neem my dan, as dit moet. Die probleem is, Moses was nie gekwalifiseer nie. Hoor wat ek vir u sê? Moses, een van die grootste name in die Bybel. As jy vandag steeds met die Israeliete sal praat, en jy praat van Moses, dis vir hulle, Moses is net diskant God vir hulle. Maar ons weet hy was 'n mens. Hy was nie gekwalifiseer om 'n offer te wees vir hulle sonde nie, want hy was self 'n sondaar. Dis die probleem. Nou as selfs Moses nie die lam kan wees nie, weer eens die vraag, waar is die lam? Waar is die lam? Abraham se antwoord sou die enigste regte antwoord wees, né? God sal vir homself 'n lam voorsien. Nou ons kan talle voorbeelde uit die Ou Testament noem, maar die punt is duidelik. Alles in die Ou Testament is heenwysings. Alles in die Ou Testament is soos pyltjies, soos naamborde, soos heenwysings, skadubeelde as jy wil. Alles wys na hierdie afwagting, hierdie verwagting. Almal vra, waar is die lam? Waar is die een wat dan vir ons versoening sal doen? En Isak se vraag is dus die opsomming, die begeerte van God se mense. En dis ook die vraag wat ons moet vra. Dis 'n vraag wat u en ek vandag moet vra. Waar is die lam? Besef u dat u en my ewige eindbestemming hang hiervan af? As jy die verkeerde lam het jy 'n probleem. As jy die verkeerde objek het, die verkeerde plek jou geloof plaas, dan het jy 'n probleem. Ons moet vra, waar is die lam? Nou ja, die Bybel sê in die volheid van die tyd is die antwoord gegee. En daar was 'n man deur God aangestel wat bevoorreg was om hierdie lam bekend te maak. Hy was die voorloper en sy naam was Johannes die Doper. Hy het bekend gestaan as Johannes die Doper. Die laaste profeet van die Ou Testament. Alhoewel ons van hom lees in die Nuwe Testament, was dit nog steeds in die Ou Testament. Die laaste profeet van die Ou Testament. Hy het die voorreg gehad om die Messias te identifiseer. En tydens die geleentheid waar hy by die Jordaan besig was om te doop, kom Jesus na hom toe aan, en ek wil u net daaraan herinner, hulle was neefies. Hulle het heel moontlik van mekaar goed geweet en miskien selfs mekaar geken. Ek dink hulle het saam gespeel as kinders. Maar Johannes die Doper, terwyl hy weet van Jesus, bewus is van Jesus,
wys hy vir sy disippels. Johannes 1 vers 35 tot 36 sê, die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en 2 van sy disippels, en toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. Dis die antwoord. Dis waaroor dit gaan. Hierdie lang verwagte, hierdie vooruitsig, die sug deur al die eeue word nou beantwoord. Hier is die lam. Daar is die lam van God. Nou ek wil net vinnig 'n parallel probeer trek. Onthou u die woorde van God toe hy vir Abraham gesê het, offer vir Isak. Hy het gesê, jou seun, jou enigste, die een wat jy liefhet, Isak. Hierdie woorde is parallel met die woorde van God self. Toe sy seun, en daar was 2 keer in die Nuwe Testament, in die vertelling van die evangelies, waar Jesus 'n stem uit die hemel hoor sê het, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Een keer op die berg van verheerliking en die ander keer by die doop. Dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Dit ekho die woorde wat God vir Abraham gesê het toe hy Isak moes offer. Neem jou seun, jou enigste wat jy liefhet. Nou vinnig terug na ons 2 verse. Ek wil kortliks 3 kenmerke noem van hierdie offer. 3 kenmerke van hierdie offer wat Isak nou moes bring. Hierdie lam wat Abraham gesê het hulle sal voorsien. En die eerste enetjie is die sentraliteit van hierdie offer. Die belangrikheid as jy wil van hierdie offer. Dis die kernwaarheid. As jy wil, die spil waarom alles draai in die Bybel. Ek het nie oordryf nie. En as julle my oor 10 jaar, en as Here vertoef om te kom oor 20 jaar, en ek lewe nog steeds vra, maar wat is die belangrikste ding van die Ou Testament? Waarna wys die Ou Testament? En ek sê nie dit is Jesus nie, dan het ek in die tussentyd afgedwaal. Want dit is die Here Jesus. Hy is die sentrale kern van die hele evangelie. Jesus is die lam van God. Hulle het hom verwag in die Ou Testament. In die Nuwe Testament kyk ons terug na sy kruisiging. Ons is nou in die nuwe bedeling, ons is in die genade dispensasie. Ons kyk terug. Maar hy is die kruks. Hy is die spil waarom alles draai. Daarom praat ek van die sentraliteit van hierdie offer. Die hele verhaal van Abraham, en ons het baie geleer uit Abraham se lewe. Ons is nou amper klaar. Abraham gaan een van die dae doodgaan. Dis nou, soos die jong mense sal sê, spoiler alert. Hy gaan nie vir altyd lewe nie. En ons het baie geleer, maar as jy hierdie saak mis, dan het ons verniet vir Abraham bestudeer. Dis hoe jy die verhaal van Abraham en Isak verstaan. Dit beantwoord eintlik maar al hierdie van, hoekom die Here dit verwag en hoekom sal die Here dit doen? Dis omdat dit heenwys na die belangrikheid van Jesus se offer. God illustreer vir ons die belangrikste boodskap in die Bybel. As jy dit mis jy alles. Ek weet nie hoe meer nadruk daarop te plaas nie. Ek weet nie hoe om dit meer te beklemtoon nie. Dit behoort in elke boodskap na vore te kom. Jy weet, die Bybel is nie net 'n boek wat vir ons morele lesse leer nie, alhoewel daar baie kosbare morele lesse in is. Die Bybel is nie net 'n bron van wysheid en insig nie, alhoewel dit wel 'n bron van geweldige wysheid en insig is. Nee, die Bybel hoofsaaklik wys na Jesus. Die Bybel beklemtoon Jesus. Die Bybel van Genesis regdeur wys na Jesus. Hy is die lam van God. As u enigsins al die Nuwe Testament bestudeer het, sal julle weet en julle sal met my saamstem, die swaarste, volledigste, dogmatiese boek, een van die briewe wat Paulus geskryf het, is Romeine. Ek het in die week vir iemand gesê, ek ag myself nog nie reg om Romeine te preek nie. Dit is 'n diep, geweldige, besondere boek, baie dogmaties. Besondere boek, ek wil hom graag preek, ek gaan hom nog eendag preek. Maar Paulus praat in Romeine, terwyl hy sistematies die evangelie verduidelik, begin hy met slegte nuus. Jy begin altyd met die slegte nuus. En basies is Romeine hoofstuk 1 tot 3 net oordele. Oordele.
Die mens is verlore, en hoe verlore die mens is, en al hierdie slegte dinge sien jy in hoofstuk 1 tot 3. Inteendeel, dit word opgesom in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dis die vers waarvan almal wegskram. Min predikers wil daaroor praat. Mense wil hoor hoe goed hulle is, hulle wil nie hoor hulle is sondaars nie. Mense wil hoor hoe besonder hulle is. As jy die mens die middelpunt van jou evangelie wil maak, kry jy 'n ander Bybel. Want as jy die Bybel reg bestudeer, is God, Jesus, die Seun van God, die middelpunt. So die hoogtepunt van die verdoeming is, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar dan sê Paulus iets, en hy maak 'n verklaring in vers 24 en 25, net daarna. En ek wil uitdaag om dit te gaan lees by die huis. Ons is onlangs met ons leesprogram deur Romeine. Maar hierdie uitspraak na Romeine 3 vers 23, maak dat alles daarna goeie nuus is. Alles daarna is eintlik evangelie. Nou wat sê hy dan, wat hierdie slegte oordeelagtige nuus nou omdraai na goeie nuus toe? Hoor wat sê hy. Romeine 3 vers 24-25. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om die geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Ons het nie tyd om dit uit te rafel nie. Dis die evangelie. God het Jesus in sy bloed aan ons voorgehou as die versoening. En deur geloof daarin, geloof in die Here Jesus, dis hoe jy geregverdig word. Daarna is alles goeie nuus. Dis die hart van ons hele geloof. Dis die wese van die evangelie. So Paulus kyk terug na Jesus. Abraham het vorentoe gekyk, Paulus kyk terug. So hierdie offer is sentraal. Dis die kruks. Tweede ding, dit wys na plaasvervangende versoening. Dis die plaasvervanger is maklik om te sien. Kyk weer net vers 13. Toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer, luister mooi na die woorde, in die plek van sy seun geoffer. Dit is maklik om plaasvervanging daar raak te sien. Maar u vra dan nou, waar kom die versoening in? Versoening word verklaar wanneer jy die woorde in die plek van reg verstaan. Sondaars word met God versoen wanneer daar 'n plaasvervanger in hulle plek sterf. Sondaars word versoen wanneer die prys betaal is, dan word daar versoening bewerk. Dan word hulle sonde toegemaak. En Jesus Christus is die gekwalifiseerde plaasvervanger om in my plek te sterf. Jesus is die enigste mens sonder sonde wat my kan vrymaak, wat my kan versoen met God. Daarom is hy 'n plaasvervangende offer. Daar was 'n klompie jare gelede 'n predikant in Burundi. En hy was nog 'n jong predikant, op die lande gewerk. Toe skryf hy 'n lied wat hy glo die Heilige Gees in sy hart lewend gemaak het, die kennis wat hy gehad het van die evangelie het hy gaan neerpen. En hy skryf, ek dink 7 verse as ek reg onthou. Dis een van my gunsteling liedere. Ek het dit geleer by Dominee Martin Holt klompie jare gelede as 'n jong predikant het ek dit geleer. En dis vertaal, die woorde het hulle toe nou vertaal. En ons ken dit vandag as die Engelse lied Oh how the grace of God amazes me. Hoor nou wat sê die 4de vers van hierdie besondere lied. En ons praat van die plaasvervangende soendood. Emmanuel Sebumana skryf en hy sê, and when I think of how at Calvary he bore sin's penalty instead of me, amazed I wonder why he, the sinless one, should die for one so vile as I. My Savior, He. Dis die wese van die plaasvervanger. Hoe kon Jesus sterf? Hy was onskuldig.
ek moes daar hang. Ek moes die straf van God dra. So die offer is sentraal, dis belangrik, dis die kruks. Die offer is plaasvervangend, maar dit demonstreer genade. Dit demonstreer genade. Die groot prentjie was, jy sien, God het Abraham niks geskuld nie. Ons is baie vinnig om te sê, maar dit klink vir my onregverdig, en dit, jy weet, alles wat nie volgens ons sin is nie, klink ons onregverdig. God is nooit onregverdig nie. Hy het Abraham niks geskuld nie. Die boodskap van die wêreld is dat God as gevolg van sy genade en liefde sy seun gegee het. Ons baie keer kyk mense so daarna, hulle sê, daar is redding, maar jy moet goed wees. Jy moet eers, jy weet, kerk toe gaan en jy moet eers dit doen en jy moet 'n goeie lewe hê. Anders sal God jou nie red nie. Dis nie hoe dit werk nie. Die Bybel doen moeite om te sê, genade van God word bewys daarin dat hy vir ons gesterf het terwyl ons sondaars was. Hy het sy seun gegee terwyl ek hom nie wou ken nie, in rebellie was teen sy wette. Dis as gevolg van sy genade, as gevolg van sy liefde, wat God vir Abraham vat en hom hierdie illustrasie gee van die evangelie in sy seun Isak, wat toe nou nie geoffer is nie, maar wat 'n illustrasie. Dis die genade van God. Ek wil weer net 'n versie van Emmanuel Sebomana se lied vir u lees. Dis die 3de vers. Hoor wat skryf hy. Not for my righteousness, for I have none, but for his mercy's sake. Jesus, God's Son, suffered on Calvary's tree. Crucified with thieves was he. Great was his grace to me, his wayward one. Die genade van God, die feit dat ek vandag gered is nie omdat ek 'n goeie mens is nie, dis omdat ek die regte keuse gemaak het, omdat ek so wonderlik is, of omdat ek aan een of ander kerk behoort, of dis God se genade. Hierdie offer spreek van genade. Paulus sinspeel op ons lewe, en hy sê in Romeine 8 vers 32, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Ek wil vanoggend my hande onder u insteek. As u een van daai mense is wat worstel met sonde, wat stryd teen sonde. Mense dink partykeer ek is die priester, julle moet by my bieg. Julle hoef nie julle sonde aan my te openbaar en aan my te verklaar nie, hoor. Dit help partykeer as jy voel jy wil net praat met iemand, ek sal gewillig wees om te luister. Maar ons is nie meer priesters nodig nie. Jesus is ons priester. Maar ek wil my hande onder jou insteek as jy stry teen sonde en jy voel partykeer jy verloor hierdie stryd. Dan wil ek vir jou sê, kyk na jouself as 'n sondaar. Gaan na die Here Jesus. Paulus sê in Romeine 8:32, as hy sy seun vir jou gegee het, hoekom sal hy nie vir jou in hierdie opsig, luister mooi na die woorde, alles genadiglik skenk? Hoekom sal hy nie jou gebed hoor as jy vir hom sê, Here, ek wil heilig leef. Here, ek sukkel met my hier meer. Here, ek sukkel met hierdie sonde, ek sukkel met hierdie gesindheid, wat dit ook al mag wees. Praat met hom, sê vir hom, Here, sal u my help, sal u my genade gee. Paulus sê, as hy sy seun gegee het, hoekom sal hy jou nie hier hoor nie? Ek sluit af. As daar ooit twyfel was oor hierdie vraag, waar is die lam? Dan wil ek vir u sê, dit word beantwoord in ons vertelling, nie net van Abraham en Isak nie, maar waarna dit wys. Kyk na die kruis. Kyk na Golgotha. As jy wonder, waar is die lam? Jesus kom na Jerusalem toe op Paasfees. Josefus, ek het interessantheidshalwe hierdie week iewers gelees, Josefus, die geskiedskrywer, wat 'n baie, die ouens luister na Josefus, hy het goeie bronne, hy was 'n goeie geskiedskrywer, 'n Jood self. Hy sê, daai naweek wat Jesus gekruisig is, reken Josefus, was daar 253.000 lammers geslag in Jerusalem. Die kritici sê, nee, dit kan nie so baie wees nie, dit is onmoontlik. Nou moet jy weet, die Jode het reg oor die hele wêreld Paasnaweek Jerusalem toe gegaan. Dit was 'n geweldige fees. Paasfees is dis die grootste fees. Een van die kommentaarskrywers sê, toe goed, as 253.000 te veel is, maak dit 25.000, dis nog steeds vrek baie lammers. Nie een van daai lammers kan sonde wegwas nie. Deur die eeue het daar al
miljoene lammers gesterf. Miljoene liters bloed het al gevloei. Maar daar's net een offer wat saak maak. En dit is wat op die kruis van Golgotha, daardie Vrydag, plaasgevind het. Dit was nie toevallig dat Jesus Paasvrydag gekruisig is nie. Dit was nie toevallig dat Jesus op Moria, daai selfde plek waar Abraham vir Isak moes offer, dat Jesus daar moes sterf nie. Dit was nie toevallig dat sy bloed daar gevloei het. Sy bloed het gevloei vir Adam en Eva. Sy bloed het gevloei vir Abraham en vir Isak. Sy bloed het gevloei vir Moses en vir Dawid en vir jou en vir my. As ons vandag in geloof na Golgotha kyk, dan sê ons, Here, U het vir my gesterf. Dit is wat ons laasweek met die nagmaal gedoen het. U liggaam is gebreek vir my. Maar vriende, hierdie vraag is vanoggend voor u. U mag dalk nou nog wonder, is ek goed genoeg vir die Here? Baie mense praat met my, dan klink dit vir my, hulle teologie is nog nie so lekker nie. Is ek goed genoeg? Jy weet, as ek dit doen, gaan ek hel toe, as ek dit doen, gaan ek hemel toe. Is ek goed genoeg? Dit gaan nie oor hoe goed jy is nie. Dit gaan nie oor wat jy kan doen, wat jy kan bydra nie. As die vraag vanoggend op ons tafel neergesit word, en jy moet hierdie vraag beantwoord, wat sal jy sê? Waar is die lam? Waarop vertrou jy? Waar is jou hoop? Die Bybel antwoord vir ons die vraag, die lam is Jesus. My vraag aan u is, het jy al jou vertroue in hom geplaas? Het jy al jou geloof in hom gevestig? Lewe jy as een, soos een wat werklik waar glo? Ons het vanoggend die geloofsbelijdenis hier gedoen. Ons glo in Jesus Christus, die enige gebore seun van God. Ons glo dit. Ons sê ons glo dit. Hoe lyk jou lewe? Is dit oppervlakkige geloof? Is dit maar net intellektuele geloof? Of vertrou jy werklik waar? Jesus het vir my gesterf. Mag hy ons genade gee. En ek wil vir u sê, dis 'n saak wat jy vir die Here moet uitmaak. Dis die verskil tussen hemel en hel. Dis die verskil tussen gered en verlore. Dis die verskil tussen skape en bokke. Maak seker dat jy werklik jou vertroue in die Here Jesus plaas. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Dis vir elkeen. Dis die boodskap. Amen. Kom ons bid saam. Here, u woord is vir ons kosbaar. En ons het vanoggend eintlik maar baie oorsigtelik na 'n paar dinge gekyk in die skrif wat vir ons opnuut net laat besef het, die Bybel is nie maar net 'n boek nie. Die Bybel is nie maar net, so sommige meen, die gedagtes van mense nie. Dit is waarlik die woord van God. Ewig, vas en waar. Saam met dit alles wil ons u loof dat ons nie hoef te wonder oor iets so belangrik soos ons ewige saligheid nie, maar dat ons kan vas staan en kan reken op u belofte. As jy na my toe kom, sal ek jou nooit wegwys nie. Elkeen wat in my glo, het u gesê, soos die skrif sê, hy sal lewe, al het hy ook gesterwe. Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Maak dit waar vir ons in hierdie dag. Dankie dat u woord vir ons duidelik is, prakties is. Ons kan dit vandag steeds net so verkondig, soos wat ons dit 100 jaar terug moes doen. En as u vertoef om te kom, en daar is nog 50 of 60 jaar in ons lewe oor, dat ons dit nog steeds sal doen, want dit sal nooit verander nie. Dankie vir 'n lam, die lam van God. Amen.